Goeiedag en baie welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Ons het nou vir 7 weke, as ek vandag insluit, met jou gepraat oor van die baie ek is uitsprake wat Jesus in die boek Johannes maak. En ek hoop dat dit vir jou soos vir my gestig en bemoedig het en sommer net weer met nuwe oë na ons Heer en Meester laat kyk. Vandag sluit ons af met wat waarskynlik een van die belangrikste stellings is wat Jesus maak, as hy sê van homself, ek is die opstanding en die lewe. Nou, van Bybelse tye af, was daar al 'n gestry en 'n onenigheid oor die dood en die hiernamaals. Selfs onder die Joodse volk, tussen kerkleiers was daar nou verskillende faksies en groeperinge, maar die een groep, die Fariseërs, hulle glo in die opstanding uit die dood, en die Sadduseërs, hulle glo dit nie, en dan hulle hierdie gestryery. En later jare in die tyd wat ons vandag lewe, is daar gelowe en godsdienste wat glo dood is die einde, dood is 'n ophou bestaan, so hulle glo nie in 'n hiernamaals nie, hulle glo nie in lewe na die dood nie, maar as ek en jy die Bybel glo, dan weet ons daar is so iets, maar selfs net die onderwerp oor die dood, is vir mense so moeilik om te praat, dis eintlik amper hierdie taboe in geselskappe, want ons het sekere vrese en onsekerhede oor die dood en wat gaan gebeur. Nou, in die boek Handelinge, wat dan nou die eerste boek na die stories van Jesus is, word daar so te sê in elke hoofstuk verwys na die opstanding van Jesus Christus. En dan bevestig dit maar net wat hy oor homself gesê het. Kom ons lees dit, Johannes 11 vers 25 en 26. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? En dit is 'n vraag vandag. Ek gaan dit teen die einde weer vir jou vra. Glo jy dit? Glo jy dat hy die opstanding en die lewe is? Nou regdeur Jesus se aardse bediening leer hy mense van die opstanding en hy daag mense uit. En ek wil by 3 van daardie goed stil staan. Nommer 1, hy leer hulle, dis die disippels en die mense van sy tyd, van sy opstanding. Daar in Lukas 18 vanaf vers 31 af, kry hy sy disippels eenkant en hy begin hulle leer oor die noodsaaklikheid dat hy Jerusalem toe moet gaan, al wil hulle hê hy moenie gaan nie, hulle weet daar wag iets. En dan probeer hy vir hulle laat verstaan, ek gaan ly, ek gaan gemartel word, ek gaan uiteindelik doodgaan, maar ek gaan opstaan. En hoor hoe sê hy dit daar van vers 33 af, nadat hulle hom gegeesel het, sal hulle hom doodmaak. Hy het geweet waarvoor hy hom inlaat. Op die 3de dag sal hy egter weer opstaan. Hulle het egter niks hiervan verstaan nie. Hierdie uitdrukking was vir hulle verberg en hulle het dit nie begryp wat hy gesê het nie. So wanneer hy met sy disippels praat, hy probeer hulle leer van die opstanding, maar niks maak vir hulle sin nie. En tot 'n mate het ek simpatie met hulle, dalk sou ek en jy dit ook nie toe verstaan nie. Eers na sy opstanding, toe kom die ligte vir hulle aan, toe verstaan hulle wat het hy die hele tyd probeer sê. So hy het dit vir hulle geleer. Maar nommer 2, hy leer ons van sy opstanding. En ons is eintlik dan nou in 'n beter posisie as die disippels, want tot op daai stadium het niemand opgestaan uit die dood uit nie, so hulle het nie lekker verstaan wat hy probeer sê nie, maar hoor nou wat sê hy in Johannes 6. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek hoop jy is saam met my deel van daai wat aan Jesus gegee is, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Dis vir my hartseer om te dink dat daar so baie gelowig is wat bang is vir die dood. Ek het in COVID tyd tong in die kies daarmee gespot om te sê, dit lyk nie vir my die Christene glo wat hulle sê nie, want ons sê die hemel is so 'n wonderlike plek en dit gaan so fantasties wees en die vrede en die Here se teenwoordigheid, maar as dood ons in die oë staar, dan is dit asof dit nie meer 'n realiteit is nie. Nou kom ek wees eerlik, ek wil graag
goed oud word. Ek wil graag my verstand behou en fisies okay wees. Ek wil graag my kleinkinders sien groot word en by hulle troues wees en dalk hulle kinders sien. Maar as ek moet gaan en ek glo wat ek preek, dan moet ek nou reg wees. Is dit nie Paulus se uitroep daar in Filippense as hy sê, vir my is die lewe Christus en sterwe 'n wins nie. As jy jou lewe vir Jesus gegee het, en jy verstaan sy ek is uitsprake, dat hy die seun van die mense en die seun van God is, dat hy jou goeie herder is, en ons verstaan nou dat hy sê ek is die opstanding en die lewe, dan moet dood nie vir jou 'n bedreiging inhou nie. Dit moet jou opgewonde maak om te weet, ek gaan by hom wees vir altyd. As jy daaraan dink, dan behoort elke Christen iets soos dit te kan sê. Dis my motto. Ek lewe om dood te gaan. Ek lewe om dood te gaan. Terwyl ek op aarde is, gaan ek godvrugtig lewe en ek gaan doen wat die Here wil hê ek moet doen. Maar ek strewe daarna om eendag by hom te kan wees en vir altyd in sy teenwoordigheid te wees. Jesus maak beloftes dat ek en jy, indien ons in hom glo, hierdie opstanding gaan belewe. Glo jy dit? Hier is die derde ding. Hy het nou die disippels geleer, hy het ons geleer, maar hier is die ding wat iemand wat nie in hom glo nie, dalk net van moet kennis neem. Hy leer ons wat gebeur met die opstanding van alle mense. Alle mense gaan opstanding. So, hierdie uitdrukking van Jesus, ek is die opstanding en ek is die lewe, is baie belangrik. Want alle mense gaan opstaan. Maar nie alle mense gaan noodwendig die lewe beleef nie. Party gaan opstaan en dan ewige dood beleef. Maar ook nie dood soos in 'n passiewe ophou bestaan, klaar word uit stof nie. Die Bybel sê, dit gaan aklig wees. Pyn en smarte forever. Maar ek en jy moet verstaan dat hy alle mense gaan opwek. Hoor wat sê Paulus in Korintiërs 3. Hy sê, daar kom 'n dag wanneer die kwaliteit van elkeen se werk aan die lig sal kom. Want die vuurtoets sal dit bekend maak. Die vuurtoets sal elkeen se werk beproef, of dit standhou. Die mense wie se bouwerk standhou, sal deur God beloon word. Maar die mense wie se bouwerk deur die vuur verteer word, sal skade ly, alhoewel hulle self gered sal word. Hulle sal egter wees soos mense wat op die laaste oomblik uit die brand gered word. Nou hierdie is so belangrik, en dit klink soos 'n speel met woorde, maar dit is nie, dis Bybelse teologie. Werke kan jou nie red nie. Jou beste dade kan jou nie red nie. Kan nie maak dat jy hemel toe gaan nie. Net jou geloof in Jesus Christus. Dis Paulus se storie daar in Efesiërs 2. As hy sê, dis deur geloof wat ek gered is. Dis net genade, is nie my dade nie. Maar dan kom Jakobus se storie in wat net so belangrik is, dat geloof sonder werke nutteloos is. En die werke wat jy doen nadat jy tot bekering gekom het, is vir God skynbaar baie belangrik. En dis wat die Bybel sê, jou werke gaan getoets word. Jy kan nie maar net lewe soos wat jy wil nie. Jy kan nie maar net 'n passiewe Christen wees, wat dalk Sondag net kerk toe gaan nie. Iewers moet jy doen waarvoor hy jou geroep het om te doen. En as hy praat van die opstanding van alle mense, dan koppel hy dit daaraan, dan sê hy, jou werke op aarde gaan getoets word. Dis nie wat jou gaan red nie, jou geloof in Jesus gaan, maar wat het jy gedoen met dit wat hy vir jou gegee het? En daar in Matteus 25 vers 31, dan begin Jesus vertel hoe gaan die goed lyk. Hoe gaan die goed aan die einde lyk, en hoe die troonkamer van God gaan lyk, en hoe mense by mekaar gebring gaan word, en die bokke en die skape en die goed wat van mekaar geskei gaan word vir God se groot oordeel. En dan vers 41 sê, dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, want God het julle vervloek. Gaan na die ewige vuur wat gereed gemaak is vir die duiwel en sy bose engele. Want toe ek honger was, het julle nie vir my kos gegee nie, en toe ek dors was, het julle nie iets vir my gegee om te drink nie. En dis eintlik 'n scary thought om te dink, die oordeel gaan nommer 1 gaan oor, ken jy Jesus of ken jy nie Jesus nie? Het jy jou hart en lewe vir hom gegee? Maar nou dat jy jou hart en lewe vir hom gegee het, lyk dit vir my, God gaan vra, maar toe ek nou jou siel gered het,
Hoekom het jy nie begin lewe soos ek wil hê jy moet lewe nie? Hoekom het jy nie my beeld uitgedra nie? Hoekom het jy nie mense Jesus se liefde laat beleef nie? Hoekom het jy nie my hande en my voete geword, my mond geword, om mense te bemoedig nie? Wat het jy toe nou intussen tyd gedoen, vandat ek jou siel gered het? So dit lyk vir my, alle mense gaan opstaan, en alle mense gaan voor God verskyn. Party gaan geoordeel word, ander gaan beoordeel word. Party gaan loon kry, ander gaan straf kry. So kan ek hierdie vraag vir jou vra, is jou lewe reg met Jesus? En ek hoop jy sê ja, en as jy sê nee, doen iets om dit reg te kry. Maar as jou antwoord is ja, my lewe is reg met Jesus, dan wil ek vir jou vra, lewe jy soos jy dink God wil hê jy moet lewe? Doen jy die goed wat jy veronderstel is om te doen? Kom ons sluit af met die skrifgedeelte waar dit alles begin het. Daar by Lazarus se graf, dan sê Martha die volgende, sy sê ek weet dit, met die finale oordeel sal God ons almal mos weer lewendig maak, soos hy is een wat geglo het in opstanding. Hy sê, dis nie wat ek bedoel nie, ek is die een wat mense laat opstaan uit die dood, en aan hulle die lewe gee, wat nooit ophou nie. As iemand waarlik 'n Christen is, kan hy mos nooit geestelik doodgaan nie, al sterf sy liggaam, het hy nog die ewige lewe. Wie op my vertrou en die ewige lewe het, gaan nooit regtig dood nie. Aanvaar jy dit wat ek vir jou sê, Martha? Die ou Afrikaans sê, glo jy dit? En ek het aan die begin gesê, ek gaan jou teen die einde weer vra, glo jy Jesus se teologie hier? Glo jy dat wanneer jy jou hart vir die Here gee, jy nou reeds die ewige lewe het? Dat jy tegnies nie gaan doodgaan nie. Ja, jy gaan aardse asem vir oulaas uitblaas en hierdie sterflike liggaam gaan dalk doodgaan, maar jy gaan nie dood nie, want dis net hierdie tree oor na van dit wat tydelik is na dit wat ewig is. Glo jy dit? Glo jy dat dit net jou liggaam is wat dood is? Glo jy dat jou siel en gees vir ewig gaan lewe? En as jy dit doen, waarmee hou jy jou besig? Lewe jy soos God wil hê jy moet lewe? As ons glo dat hy die opstanding in die lewe is, dan vra ek vir jou, moenie kanse vat nie. Moenie 'n kans vat en maar net lewe soos wat jy goed dink nie. Kom by die Here uit. Maak seker dat hy Heer en Meester van jou lewe is. Maak seker dat hy jou alles is. En doen wat hy van jou vra om te doen. Moenie kanse vat hiermee nie. Jesus sê, ek is die opstanding in die lewe. Glo jy dit? Kom ek bid saam met jou. Here, ek bid dat U Heilige Gees vandag en elkeen wat hierna luister, sy hart sal werk, dat elkeen sal seker maak, ek is wie ek moet wees, ek is waar ek moet wees, ek doen wat ek moet doen. Nommer 1, dat my lewe uitverkoop aan die Here sal wees, dat ek Jesus sal bely as koning en meester van my lewe, maar nadat ek hom aangeneem het as verlosser en saligmaker, dat ek elke dag my skepingsdoel sal uitleef. Ek bid dit in U kosbare naam. Amen.